Welkom in nou die blou. Ons praat nou vroue rugby. Willem, dis 'n ding wat ons ook maar 'n bietjie altyd versigtig is oor. Ek dink as in kringe praat met ouers en met die gemeenskap. Vroue rugby is hier om te bly. Maak nie saak wat hulle sê nie. As ons kyk na die wêreldbeker wat nou gaan plaasvind, soos jy ook altyd gesê het, is die wêreldbeker se finale is klaar uitverkoop. Vroue rugby tel op. Ons het 10 spanne hierdie jaar, Willem. Ja, dis uitstekend. Ja, jy weet, net op jou eerste aanmerking, vroue rugby is nou die tweede grootste prioriteit by World Rugby en ook SA Rugby. En ek dink ons by die Bulle, ek is trots om te sê, is die trendsetter in Suid-Afrikaanse rugby met die eerste professionele vrouespan in Suid-Afrika, die Daisies, wat nou ook 3 jaar in 'n ry die SA kampioene gekroon is en die meerderheid van die nasionale span, die Springbok vrouespan uitmaak. So ek dink ons ek is baie tevrede as president met dit wat daai program vermag het. Maar nou belangrik is om daai basis onderin te bou en dis waar jy in jou kollegas 'n groot rol speel en ons bly jaarliks groei. Dit is wonderlik om te hoor ons het nou 10 klubs wat vanjaar al gaan deelneem. Hoe groter ou se basis werk maar in enige sportkode, so jy weet hoe beter is dit om en beter of hoe beter is die kans om goeie talente ontgin. So dis wonderlik en wat ek gesien het met vroue rugby en ja, almal is dalk nou nie opgewonde nie. Dit is iets waaraan ou moet gewoond raak. Maar wêreldwyd groei dit geweldig. Die rugby persoon in die wêreld met die grootste sosiale media following is daai Amerikaanse meisie wat Ilona Meyer dink ek is al van. Die finaal soos die korreksie op Twickenham sal uitverkoop die 83,000 kaartjies vir die vroue wêreldbeker finaal hierdie jaar en ek dink is 'n geleentheid wat ons moet gebruik met 'n wêreldbeker. Is daar altyd 'n hype en 'n vibe wat jy dalk nie ander jare hê nie en ek dink is belangrik dat ons die sport op dogtervlak moet groei. Maar ek sien uit na ons eie groei hierdie jaar by die Blou Bulle Rugby Unie in terme van vroue rugby en hoop dit gaan van krag tot krag. Ek dink Willem het nou ons het nou tyd daaroor om te praat is wat die mense nie besef nie en die dogters daar buite wat dalk netbal of hockey of ander soorte speel. Rugby is professioneel. Ons is die eerste professionele span, dis die Bulle. Hulle word betaal om te speel. Jy gaan beurse kry by universiteite van af. Dis baie geleenthede wat gaan oopgaan vir dogters om by rugby betrokke te raak. Ja, jy weet ek meen dit moet nie ten koste van ander sport wees nie. Jy weet so netbal en hockey is gevestigde sporte. Ek dink net daar's 'n plekjie vir almal in die son. Ja. En die beste voorbeeld vir my in die lewe is Nieu-Seeland. Nieu-Seeland het 'n populasie van 5 miljoen. Maar hulle is wêreldklas in rugby, hulle is wêreldklas in netbal, hulle is wêreldklas in hockey, hulle is wêreldklas in atletiek, hulle is wêreldklas in swem. 5 miljoen mense. Ons het 60+ miljoen mense. Daar is regtig vir elke sport 'n plekjie in die son. En daar's baie meisies soos jy sê wat reg wat dalk van rugby 'n loopbaan kan maak as hulle daaraan blootgestel word. En nie net jy weet kan jy professioneel by die Bulle speel nie, maar jy kan Olimpiese spele toe gaan. En daar's nie baie sportkodes in die wêreld waar jy op deel van die Olimpiese program is nie. So weet meisies hier van die Bulle, Libby Jansen van Rensburg en meer het in die Olimpiese spele gespeel. Wat 'n wonderlike voorreg gaan nou in die wêreldbeker ook speel. So ek dink vir vroue rugby en dogter rugby is daar eintlik 'n ongelooflike toekoms. As jy van die meeste van ons Springbok wat ons opgelewer het en provinsiale spelers het eers na skool begin. Hulle begin swat en hulle het dit begin sien, hulle begin tuis rugby speel en ek dink dit is eintlik jy weet dis hoe vroeër jy kan begin rugby speel. Ek kan nogal baie ons vroue rugby vergelyk met tier 2 lande in die wêreld waar hulle eers op 16, 17 begin speel, maar jy sukkel met daai taktiese bewustheid, daai technical awareness wat jy dalk ontwikkel van kindsbeen af as jy om op 6, 7 al begin speel maar al ons dogtertjies het iewers saam met hulle boeties agter die tuin gespeel en nie meer. Ja, maar baie ek dink daar is nog 'n bietjie van 'n stigma, maar hooplik jy weet sal dit ook afgebreek word en dan moet ek vir jou ook sê die wonderlike ding wat ek nou eerstehands beleef het hier by ons met die vroue rugby. Wanneer die Daisy speel is dit bring nuwe skares na loftes toe. Dis 'n hele nuwe audience wat die Daisy se wedstryde volg en hulle is besig om 'n fantastiese brand ook te skep en te bevorder. So ek dink dit is net great vir rugby. So kom ons gooi die bepalings van die naweek. Ons eerste wedstryd daarso Saterdag is Harlequins teen Buffaloes. Dan die tweede wedstryd daarso is TUT teen Tuks, twee universiteite teen mekaar en dis ook twee sterk vrouespanne wat teen mekaar speel. Dan is dit Stanza teen Grizzlies en die laaste wedstryd is SMU teen Mamelodi. So dis die 5 bepalings daarso wat die naweek gaan plaasvind. Ons sê vir al die vrouens vir die vrouespanne baie sterkte. Dis hulle eerste ronde. Ons sien uit om die gehalte rugby te sien. Dis hulle begin van die jaar, ek dink daar's baie effort in. Ons het net eintlik omgedraai want die Currie-beker is vroeër gespeel word en dis skuif die liga 'n bietjie later aan. Maar ons sien uit na 'n ongelooflike rugby. Van ons kant af vir elke meisie.
baie sterkte en ons hoop regtig en ons wil regtig die meisies wat in boerskole is wat wil betrokke raak by klubs. Ons gaan vir julle begin inligting deurstuur na skole toe. Ons beplan ook nog 'n optog by die beker na die spesifieke skole toe om rugby bietjie te promote daar. So ons sien uit daarna. Sterkte en ons sien julle volgende week by die uitslae en 'n bietjie hoogtepunte. Ja, en ek dink as ek kan bylas, sal dit ons het hierdie Emerging Daisy squad wat Tano Manana hulle bedryf aan die professionele kant en 'n hele paar van ons meisies via die klubstrukture het nou al kontrakte gekry. Een of twee het nou al by die Springbokspan, by die nasionale span gedraai. So, jy weet, raak betrokke by jou plaaslike klub en jy weet nooit waar jy eindig in 'n jaar of twee nie.